So net so 'n bietjie halfjaar verslag van my kant af en ek dink die beginpunt sal ook wees net by disippelskap. So ons het so 'n paar maande terug sal van julle onthou en ons doen dit so eintlik elke jaar het ons 'n paar meetinstrumente wat ons gebruik of 'n survey wat ons uitstuur vir ons mense waar ons bietjie meer terugvoer wil hê rakende ons bedieninge. So soms vra ons bietjie vrae oor hoe beleef jy die worship en die prediking en klomp sulke dinge want ons soek terugvoer uit die gemeente uit ook. Maar dan sal ook gedeeltes en tye waar ons bietjie meer vra rakende jou disippelskap. En so om bietjie te hoor by ons gemeente wat beleef hulle in hulle eie verhouding met die Here, hoe jy weet hoe geïntegreerd beleef jy jou werksplek en jou Sondag en hoe beleef jy jou Bybelstudie en hoe beleef jy gebed ensovoorts. Nou uit die vorige meetinstrumente wat ons gebruik het of die vorige surveys, is daar 3 goed wat vir ons uitgestaan het in die Bloemfontein prentjie. En so in elke een van ons 5 omgewings, hierso in Bloemfontein 2 kampusse, maar ons weet met verskillende dienste, hierso in Bloemfontein, het ons gesien in al 5 van hulle, wat nou die noorde insluit, het wat die mense gesê het, as dit kom by hulle disippelskap, die 2 goed waarmee ons die meeste sukkel. En so hierdie is nie waarmee die kerk sukkel nie. Hierdie was 'n persoonlike vraag van waarmee is ek die meeste stak of waarmee sal ek die heel graagste wil groei? Was gebed en Bybel lees. Nou dit klink verskriklik, nee, want dis mos maar die 2 groot goed. Lees jou Bybel, bid elke dag en dan gaan jy groei. Nou ek dink hierdie is vir ons nie eintlik 'n surprise nie. Ek dink dit het baie te doen met die tydstip waarbinne ons leef, 'n baie besige era van die geskiedenis waarbinne ons nou is. Dis die era van tegnologie, so as gevolg van jou foon sukkel jy om stil te sit en net Bybel te lees en te bid. En so hierdie is 2 kwessies waarmee ons mense die meeste sukkel. En die rede hoekom ek dit deel is dat ek sien iemand stem saam met my. Die rede hoekom ek dit deel met ons is ek wil jou vra vir gebed en vir wysheid. Want die volgende 6 maande wil ons graag bietjie in 'n beplanningstyd ingaan en eintlik maar die vraag vra, hoe sal dit lyk om ons mense beter te disipel as dit kom by hulle persoonlike Bybellees en gebedstyd. En op 'n persoonlike vlak, nie net, jy weet, hoe lyk dit op 'n Sondag, hoe lyk dit natuurlik in ons groepe, maar hoe kan ons meer ondersteuning gee, miskien volgende jaar, vir elke persoon wat hier is in terme van jou eie journey met jou Bybel en dan ook met jou gebedstyd. En so die kultuur het geskuif en die vraag is, hoe lyk disippelskap binne ons kultuur? En so binne die inligtingsera waarbinne ons leef, in 'n tegnologie-era, lyk dinge anders. En baie van julle wat al lank in kerk is, sal vir my kan sê, 30 jaar terug was dit anders, nê. Byvoorbeeld iets soos, en dis die 3de een wat ons ook daarop het, hy het ook redelik laag geskoor, is groepslewe. Is 'n behoefte by mense, maar dis amper asof ons kan nie uitfigure hoe gaan dit werk nie. En as jy met my gesels en jy was 30 jaar terug in die kerk of selfs net 15 jaar terug in die kerk, so jy vir my sê groepe het makliker gewerk 15 jaar terug as wat dit vandag doen. Dit lyk anders, ons kultuur het geskuif en die groot vraag waarmee ons as leiers eintlik maar 'n bietjie stoei huidiglik is, hoe lyk groepe, want die Here het ons geroep om nie solo Christians te wees nie, ons is geroep tot gemeenskap van gelowiges en so ons gaan aanhou by mekaar kom, maar hoe lyk dit in ons era? En so hierdie is 3 vrae wat ons besig is om te stoei mee en jy kan saam met ons daarmee stoei, maar net om bietjie terugvoer te gee, so in terme van disippelskap vir 'n volgende seisoen is hierdie goed wat aanhoudend klem gaan wees, dit is nog steeds, dit was nog altyd klem gewees. Ons moet net die vraag vra, hoe lyk dit vir ons in die tydperk vorentoe? So daai sommer net 3 goed wat ons met jou wil gedeel het. Dan volgende een, as ons sommer net dink bietjie aan ons bedieninge, begin sommer net by Sondag bywoning, wat 'n groot deel van ons bediening is, en dan gaan ek julle vertel van die groepslewe ensovoorts. So julle sien natuurlik vanuit die kerk geplant is in 2022, hierdie gemeente is nou eers 4 jaar oud, en so dit is amazing, ons celebrate regtig sommer net wat gebeur met die bywoning, hoe dit gegroei het van 2022 van 'n gemiddelde bywoning op 'n Sondag. Ons bywoning tel ons dan nou maar die kinders, tieners, almal wat bywoon. Ons weet soms is al meer mense wat deel van die gemeente is as die wat bywoon op 'n Sondag, maar net vir ons om 'n of ander maatstaf te hê, net om te weet, gaan ons nou vorentoe of agtertoe. Dis al hoekom ons nou maar tel. So 143 in 2022, 2023 220, 2024 310 en toe laas jaar gemiddeld van 370 en nou hierdie jaar so 420. En hierdie sluit dan nou als in die jy weet Desember vakansie waar daar net so 150 mense in die kerk is tot Januarie, Februarie wanneer almal
gym toe gaan en weer kerk toe gaan, waar daar sê maar 600, 700 is, maar op 'n gemiddeld is die gemeente aanhoudend besig om te groei, en alhoewel Jan met julle geraas het vanoggend omdat julle nie vriende genooi het nie, en die eerste keer besoekers was nie, is ons gemeente besig om te groei, want ons mense nooi mense, wat goed is. En dan volgende slide, as ons sommer net dink bietjie oor ons bedieninge. Daar is so 23 groepe. Sommige van hierdie groepe, dink ek, is huidiglik tydelike groepies wat net vir die Love Like This gaan wees, maar dit is so bietjie meer as 20 groepe. Ek dink ons groot vraag rondom groepe is nie soseer die kwantiteit nie, maar dis ook die kwaliteit. Hoe werk dit in die huidige era waar binne ons is, waar groepritmes dalk bietjie anders te moet werk. Dis waar ons vra en die groepleiers is besig om saam deur ons te stoei. Net baie dankie en well done vir elke persoon wat hulle huis oopmaak, sodat mense van die kerk daar by mekaar kan kom om gemeenskap te kan skep. So baie dankie vir ons groepleiers wat so goed doen, en jy's ook welkom as jy voel die Here roep jou om jou huis oop te maak om ander mense te ontvang. Ons gaan altyd nog meer groepleiers nodig hê. Tweede een is ons die aantal mense wat dien op 'n Sondag. Hierdie is nie per Sondag nie, maar die hoeveelheid mense wat op 'n Sondag of in die worship span is, of in ons tekspan, of help met die crew om die stoele reg te pak en die koffie en die tee reg te kry, of wat dien by die kinderbediening, by tienerbediening. In totaal het ons amper 120 mense in hierdie gemeente. So as jy kyk na die gemiddelde bywoning, is dit 'n baie goeie persentasie van mense wat dien op 'n Sondag, en so dis 'n baie gesonde teken as ook die groepslewe. So net baie dankie en well done vir elkeen wat dien op 'n Sondag. En ek wil jou ook sommer net uitnooi as jy nog nie dien op 'n Sondag, dis 'n maklike plek waar jy vriende kan maak in die kerk, is om sommer net te kom dien op 'n Sondag. So baie dankie vir elkeen van julle wat dien op 'n Sondag. En dan die volgende een is die kinders op 'n Sondag, sommer net 'n gemiddelde getal van die ouderdom 3 tot 12, is so 107. Ons tel nie dan die babas by nie. Hulle is sommer saam met ons hier ingetel, en by die tieners is dit so 31. So by ons tienerbediening, dink ek gaan dit goed, dit is besig om te groei, maar ek dink definitief ons het baie meer geloof vir hoe ons tienerbediening kan lyk vir die toekoms as waar hy nou is, en ja, dankie vir almal wat daar dien. En dan, as ons nog vorentoe gaan, is dit die aantal gewers, so in terme van disipelskap, meet die hoeveelheid gewers, die hoeveelheid inkoop wat 'n gemeente het, maar ook, dit is 'n maatstaf van gesonde disipelskap. So net soos wat ons disipels leer om te bid, en om Bybel te lees, en om in gemeenskap te leef saam met ander mense, leer ons ook mense om vrygewig te lewe. En deel van dit is om natuurlik ook dan saam verantwoordelikheid te vat finansiëel in die kerk. So vir my is dit 'n disipelskap kwessie, en ek sal altyd meer meer dink oor die hoeveelheid gewers as wat ek worry oor hoeveel geld. Want dit hang af, as jy nou, hang af van waar in die dorp jy is. Party gemeentes het net meer finansiële vermoë as 'n ander gemeente, maar die hoeveelheid gewers gaan oor waar trek disipelskap, en so dis hoekom ons dit ook nogal stel. En dit celebrate ons sommer net hier in die noorde na 4 jaar, dat ons omtrent 120 families het, wat konstant elke maand bydra, getrou met hulle tiendes en hulle offergawes, dis spesifiek daarna waarna ek verwys. En in Bloemfontein, hoe die prentjie lyk, so met die 2 kampusse saam, is dit so 375 huishoudings wat eintlik bydra in hierdie bediening. En so baie dankie, en ook net wel dan vir elkeen van julle wat saam met ons journey in terme van dit. En dan in terme van die hoeveelheid, of in terme van die begrotings terugvoer, wil ek ook dan met julle deel. So dis net daai volgende slide. Ek kan hom toe gaan, daar sê. Hierdie is belangrik, voor ek nou daai syfertjies deel, net om gou ons finansiële benadering, of ons finansiële, maar 'n beleid of so, te deel met julle. Dis nie eintlik 'n beleid, dis 'n value vir ons binne Doxadeya. So hoe die Doxadeya familie werk, ons het 35 gemeentes, ons het natuurlik meer as net kerke, maar as ons praat van die kerkkomponent, so 35 kampusse, en ons is interafhanklik van mekaar. So wat ons doen is 'n cross-subsidization. En so wat dit beteken, dit laat ons toe om kerke te plant soos Durban, wat nog nie hulle eie rekening vir huur en vir salarisse ensovoorts kan betaal nie, maar ons gaan belê, en so die oorskot wat ons het by ander kampusse, wat meer inkry as wat hulle uitgawes is. En die Noordkampus is die laaste jaar, is ons een van daai kampusse, wat ons inkomste, nog nie baie nie, maar is net meer,
as wat ons uitgawes is. So as ons die huur en die water en die ligte, salarisse alles betaal vir hierdie kampus, het ons 'n klein bietjie oorskot. Nou ons beleidwerk binne Doxerhou, daai oorskot van tiendes en offergawes, so tiendes en offergawes gaan na bedryfsuitgawes toe. Is dit mag jy dan nie gebruik in jou eie kampus nie. So ons bou nie nuwe geboue of koop nuwe karre vir die pastore of iets nie. Daai oorskot saai ons in die ander kerke waar daar of 'n tekort is, omdat hulle dalk deur 'n krisis gaan, wat soms gebeur, of 'n leier wat moes geskuif het en dan is daar 'n bietjie druk daar, of waar ons gemeentes plant. So iemand soos 'n Durban is besig om aan die ontvangkant te wees en ons was aan die ontvangkant toe ons hierdie kampus geplant het. Waar die familie het vir ons moontlik gemaak en nou is ons by die plek en dit is vir ons 'n groot voorreg waar ons eintlik kan begin om by te dra aan ander kampusse. En so net om daai te verstaan, so as iemand in ons kerk gee by tiendes en offergawes, gaan dit vir die bedryfsuitgawes, waar dan natuurlik nou hierdie prentjie is. So saam as 'n familie, die Doxerhou familie, net hoe die verslag huidiglik lyk, halfjaar, waar ons nou trek in die begin van Augustus, is ons op 96% van ons begroting, ja, jy weet, vir die maandelikse begroting, dis nie vir die hele jaar, ons is nie so ver voor, dat ons nou al amper die begroting het nie, maar die punt is, ons is so 3,2% agter, as 'n groot familie, wat vir ons baie belangrik is. Dis die eerste ding waarna ons eintlik kyk, is waar trek jy familie saam, en dan vir die Bloemfontein prentjie, hoe ons die cross-subsidization doen, is 'n kampus moet eers self verantwoordelikheid vat vir sy eie uitgawes, en as hy nie kan nie, dan binne 'n stad help ons mekaar, en as die stad nie kan nie, dan help die familie die stad. En so dit is waar daar 'n verantwoordelikheid is. En so vir die Bloemfontein prentjie is ons by 97%, so 2,8% wat ons agter is as die Bloemfontein prentjie. Die rede vir dit is by ons Suidkampus is ons bietjie verder agter. By die Noordkampus huidiglik celebrate ons dat ons bietjie verder in die groen is en die twee is besig om mekaar te help, maar die shortfall is nog steeds 2,8%. So huidiglik die Bloemfontein Noordkampus waarvan julle deel is, celebrate ons dat ons 6,2% bo begroting is huidiglik. En so ons celebrate dat daai 6% wat ons voor is, kan ons saai, sodat ons Suidkampus kan help in hierdie op hierdie stadium en saam as 'n prentjie is ons net so 2% agter. En wat ons definitief wil celebrate is ver regs. Ek gaan dit vir julle lees want dit is bietjie ver. Vir jou oë is baie goed as jy dit kan sien. En ek selfs op my foon moet ek inzoom. Ek raak nou 40 hierdie jaar, so dit raak al moeiliker, nê. So ons celebrate dat ons het in die stad, so Bloemfontein Suid en Noordkampus saam, alhoewel ons net agter begroting is, daar's natuurlik inflasie en goed, is daar nog steeds 'n groei in die stad van 7,2% wat ons vorentoe beweeg het, wat ons regtig celebrate, maar die Noordkampus op sy eie het ons gegroei die laaste jaar met 20%. Yes, en ek wil vir julle sê, well done. Wel dan dat jy saam verantwoordelikheid vat en dat jy saam met ons droom net oor wat die Here nog gaan doen in elkeen se lewe wat nog nie hierso is nie, maar ook in die mense wat hierso sit en ook vir die impak wat ons as 'n gemeente kan hê in ons stad. So baie dankie vir dit en ook net wel dan vir elkeen van julle wat in daai deel van jou disippelskap ook eienaarskap vat. So ons celebrate regtig 'n mooi prentjie. Hierdie prentjie gaan ek net so deel by die Suidkampus. Nie volgende week is ek nog hierso, oor 2 weke by die 16de. Ons wil regtig deursigtig wees as dit kom by dit. En ja, nee, dankie dat jy saam met ons journey met dit. Dan net die volgende laaste stukkie wat ek sal gou terugvoer gee, net ook, dit is rakende finansies ook, soos ek nou verduidelik het, ons help mekaar binne die Doxerhou familie. Maar in ons gemeente is daar 3 strome, jy kan net nog wag met daai slide, is daar 3 strome van waar jy kan gee. En natuurlik, ek sê jou altyd uitnooi om te begin by tiendes en offergawes, begin daarso as 'n huishouding, maar as jy al reeds 'n tiende gee en jy voel jy wil nog verder gaan met jou vrygewigheid en jy wil belê en jy wil saai in die koninkryk, kom gesels met my want ek wil altyd mense connect aan hulle passion. Waar ook al jy wil belê. En so hoe ons dit sien is, ons het 3 kanale waar mens kan gee. Die een is natuurlik vir bedryfsuitgawes wat tiendes en offergawes is. Die tweede kanaal wat ons geskep het, laas jaar is ons boufonds. En so natuurlik, ek sê nou 'n bietjie terugvoer gee oor ons boufonds. En so baie van ons is baie opgewonde oor die feit dat ons daarom fasiliteite hier moet hê sodat die prentjie kan vorentoe beweeg. En dan die derde stroom is ons generosity fund.
Ons Generosity Fund is geld wat ons dan saai buite kan die mure van hierdie kerk. So ons het geen voordeel of nie, soms is daar soos 'n langtermyn nog steeds 'n voordeel vir ons, maar dis nie eintlik gemik op hierdie gemeente nie. Ons saai na ander organisasies en ek gaan vir jou daarvoor ook terugvoer gee. So op daai tweede stroom, op ons boufonds, ons fase 1 is afgehandel. Dit was omtrent R1 miljoen wat dit ons gekos het om ons moes die stoep toegebou het, by tienerbediening het ons nuwe fasiliteite geskep, bietjie kantore, maar ons het eintlik maar op 'n paar plekke wat ons bietjie moes belegging gedoen het in hierdie gebou en verruil vir dit met die nasorgsentrum kry ons dan 'n langer termyn huurkontrak. En so ons hou aan om dan nog steeds huur te betaal aan hulle elke maand en dis deel van ons bedryfsuitgawes, maar ek wil net gou sê dis vir ons baie lekker om vir die nasorgsentrum huur te betaal. Daai R50,000 elke maand is nie eintlik 'n betaling van huur nie. Dis 'n belegging in die koninkryk. Want dis vir die nasorgsentrum, so dis vir ons baie lekker om saam met hulle hande te vat. Maar daai tweede een op die boufonds, baie van julle het gegee vir dit en daarvoor het ons alles gekry wat ons nodig gehad het vir die boufonds en ons is net in die groen nou. So ons is net alreeds besig in die beginpunt van fase 2. En ons gaan meer met julle gesels, miskien begin volgende jaar of later die jaar oor fase 2, maar vir nou celebrate ons fase 1 wat afgehandel is in ons boufonds. En as jy wil gee vir die bouruil, is dit nie iets wat ons nou dadelik gaan doen nie, maar eers in fase 2 is jy so welkom nog steeds te gee vir dit. En dan die derde stroompie is dan ons Generosity Fund. Later jaar sal ek julle meer detail gee. Die van julle wat gee in die Generosity Fund kry maandeliks 'n nuusbrief ook, maar ons kan gou daai laaste slide wys, maar net om dit gou te celebrate en so hierso is maar net mense wat of maandeliks gee of nou en dan eenmalig gee en ons beleid is, ek het 'n stukkie wat ek terughou wat net bietjie van 'n spaarfondsie is omdat daar 3 werkers is wat salarisse kry. Het ons so 'n bietjie van dit, maar ons probeer om nie te veel geld in daai fonds te hou nie, want jy het dit gegee dat dit gegee word. En so Janro sê ook altyd, die gras moet kort gesny word, want anders gaan dit ophou groei. En so as ons geld het daar wat ons weet nie geallokeer is aan 3 salarisse of vir Life Center te maak werk nie, dan bless ons ander organisasies. En die laaste, hierdie is van dit is nou die laaste 6 maande, van dit is so 'n bietjie langer as dit. Binne 3, van dit sê my laaste 12 maande, ons het 3 werkers, skolewerkers wat werk in die skole en dan bless ons nog steeds skole. So as die 3 werkers op 'n kamp moet gaan, dan betaal ons die petrol en al daai goedjies. En so die belegging in skole is 3, dis daai groot getalletjie, nou moet ek hom net ook aan raak sien. Van meer as 400,000 binne Life Center het ons so 100,000 wat ons belê. So ons betaal iemand om dit vir ons te bestuur. En in tyd is ons besig om daai uit te bou, so daar's allerlei uitgawes binne dit. En dan in die nasorgsentrum het ons so die laaste bietjie meer as 6 maande het ons meer as R200,000 addisioneel tot die huur het ons belê. So ons het badkamers vir hulle oorgedoen wat ons nie gebruik nie en geld betaal in 'n ander paar plekke of net 'n bedrag wat ons gesaai het in hulle. So ons wil 'n blessing wees natuurlik vir die nasorgsentrum. En dan in Kingdom Vision het ons 'n bietjie meer as 50,000 gesaai en Anchor of Hope ook in El Piso wat 'n huis vir babietjies is wat abandoned babies is, het ons ook 'n 50,000 gesaai. Street Store het ons vir 80,000 gegee en hierdie is ook so die Generosity Fund is nie net die noordese nie, dit is noord en suid saam. Het ons vir Street Store gebruik en dan is daar 'n busbediening by die suide waar ons studente subsidieer en armes in die oggende wat nie altyd sukkel om by die kerk uit te kom en ons maak dit bietjie goedkoper vir hulle en dit is oor 'n lang tydperk wat dit so by 50 is. En dan die laaste een wat ek net wil noem is ander kerke. Jy sal sien hy is 'n groterige bedrag. 'n Rede vir dit is ons celebrate ander kerke. En so 60,000 van dit het ons ander kerkleiers, so 30 ander kerkleiers. Het ons net gebless met 'n uit-eet voucher of 'n naweek weg voucher en ons gebedsspan het vir hulle gebid en gesê dankie vir die werk wat julle doen in ons stad. Gaan bederf net jy en jou vrou. Gaan bietjie weg vir 'n naweek. Dankie vir wat julle doen vir Bloemfontein. En so ons celebrate ander kerke. Deel van dit is ook beleggings wat ons maak in Durban, as ons spannetjies daartoe stuur, en dan ook byvoorbeeld wat ons saai in iemand soos Israel Taylor se bediening. Hy doen evangelisasie, baie werk in die Cape Flats en in Soweto. Hy doen 'n werk wat ons kerk nie noodwendig doen nie. En so ons wil nog steeds saai in ander tipe werke ook. En so dis die plekke waar ons gesaai het. Maar ek dink met dit, dis dan dit, ek wil jou vra om te staan, daai so 'n bietjie terugvoer. Dit was toe nie 5 minute nie, jammer, dit was 10 minute.
Ek sal die volgende diens dit beter doen. As julle dit wil kom hoor, dan sal ek hom korter doen. Maar hierdie celebrate ons. So ek gaan net afsluit om vir die Here dankie te sê en met hierdie ek gee vinnige terugvoer, maar jy is welkom. As jy meer wil weet oor een van hierdie goed waaroor ek terugvoer gegee het, is jy so welkom om te kom vra en ons wil maar net deursigtig wees en eintlik ook net waar jy vra het sodat jy dit kan kom vra. So asseblief kom gesels met my of met Jan of met Albert en dan sou ons graag met julle meer inligting deel. Maar vanoggend wil ons net celebrate. Here, dankie dat U vir ons voorsien het. Here, dit voel regtig soos nou die dag wat ons hier in die Lapa hierdie gemeente begin het. En nou is U besig om die woord wat U oor ons gemeente gegee het, dat ons 'n plek gaan wees wat skaduwee gaan gooi vir ander kerke en vir ander organisasies. En in jaar 4 is dit al reeds besig om te gebeur. Here, ons sê vir U dankie en ons weet dis die journey wat U mee wil stap met ons as 'n gemeente, dat ons 'n gemeente gaan wees wat nog baie meer vrygewig gaan word as wat ons nou is. Maar ons sê dankie ook vir elke huishouding, vir familie wat saam met ons journey en Here, ons vra ook sommer net vir wysheid as dit kom by ons disippelskap. Oor ons as 'n gemeente, hoe moet ons mekaar dien en help dat ons kan groei in goed soos ons verhouding met die skrif, ons verhouding met gebed en met mekaar in groepe ook, Here Jesus. Dankie vir hierdie gemeente. En ek bless jou in Jesus se naam, dan sien ek jou volgende week. Amen.